Ons gaan vir ons ontmoeting met die Here staan, die woorde met die seun. Ons sing terwyl ons staan Psalm 122, die eerste en tweede vers, en dan doen ons ook saam belydenis van ons geloof, die apostoliese geloofsbelydenis, ons lofsang Psalm 122. Ons sing die eerste en die tweede verse. Ek was verheug toe die geluid weer klink uit bo die ruimtes uitkom. Laat ons optrek hier vandaan om na die Heer se huis te gaan. Kom ons staan vir die ontmoeting met die Here. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde geskaap het. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid, vrede vir julle van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werk van die Heilige Gees. Amen. Saam met die gelowiges deur die eeue doen ons belydenis van ons heilige algemene geloof waaraan ons nie twyfel nie. Ons doen dit deur elkeen die volgende ons hart saam te bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en ewige lewe. Amen. Kan nie lekker nie.
Broeders en susters, in ons verootmoediging voor die Here gaan ons saam luister na sy wet. Die wet opgeteken in Exodus 20 en dan gaan ons sing uit Psalm 32. Psalm 32 en daar die eerste en die derde verse. Welsalig die van skuld en straf onthewe, die woord mag hoor, jou sondes is vergewe, want God wat groot is in barmhartigheid, het hom vergewe en skel die skuld hom kwyt. Dis Psalm 32, die eerste en die derde verse na die wet van die Here. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
saam bid. Ons Vader wat in die hemel is, alle eer, alle lof, alle heerlikheid, alle aanbidding, kom U toe. Daarom buig ons neer voor U, die almagtige God. U is in al U werke barmhartig en genadig en regverdig. En ons dank U daarvoor, want dit is alleen op grond van wie U is, dat ons voor U kan verskyn en kan pleit om U genade. Dankie Here vir hierdie dag. Dankie vir die ontmoeting in U huis. Dankie vir U sorg oor ons in alle stoffelike en geestelike dinge. Maar dan ons so voor U verenig in gebed, wil ons by U pleit, Here, dat U in U grondlose barmhartigheid tog weer eenheid sal gee in U kerk. Herstel, Here, die breuke en die skeringe tussen gelowiges. Gee dat ons almal saam die waarheid sal soek van U woord. Wees met hierdie land en volk in tye van onsekerheid. Gee aan landsburgers die vertroue, die hoop, die verwagting, die wete dat U beskik. Ek bid ook, Here, vir die landbouers, dat U aan hulle geloof en geduld sal gee, ook in die druk wat hulle beleef. U gee reën op U tyd, gee so ook die groei en die wasdom en die oes, en die vermoë om hierdie seën uit U hand met dankbaarheid te geniet. Bring in die owerhede wat U oor ons stel verantwoordelikheid teenoor U. Herstel, Here, as dit U wil is, ook wet en orde in hierdie land, sodat die evangelie ongehinderd kan versprei in die samelewing, in gemeenskappe en volke. Sien ons nou aan in genade, wanneer ons luister na U woord, gee U die ontvanklikheid, dat die woord ook ryklik vrug sal dra in ons. Vergeef ons skulde, wat menigvuldig is. Bely voor U, dat ons as onverdienslikes voor U staan, dat die enigste grond vir ons nadering tot U, die soenverdienste van U seun is. Hoor ons gebed in Sy naam, en lei ons in die spore van geregtigheid. Ons vra uit genade. Amen. Ons gaan weer saam sing, broeders en susters, voor die verkondiging van die woord, Psalm 90. Psalm 90, ons gaan 3 verse sing, vers 2, vers 3 en vers 7. Vers 2, die geringheid van die mens voor God. Hoe nietig is die mens? Wat is sy lewe? Wat het die mens, al is hom veel gegewe? Hy knak die steel van sy gesoonde jare, en hy gaan heen net soos die najaarsblare. Want in U oog is 1000 jare, Here, enkele dag, nagwak, niks meer. En dan in vers 7, veral die woorde, leer ons dan so te tel ons lewensdae, dat wysheid ons kan voortlei in ons gange. Psalm 90, ons sing die 2de, 3de en 7de verse.
skriflesing, broeders en susters, uit Daniël hoofstuk 5. Daniël hoofstuk 5, ons gaan saam lees van die eerste vers af. Koning Belsasar het 'n groot maaltyd berei vir sy 1000 maghebbers, en in teenwoordigheid van die 1000 het hy wyn gedrink. By die genot van die wyn het Belsasar bevel gegee om die goue en silwer voorwerpe te bring, wat sy vader Nebukadneser uit die tempel van Jerusalem weggevoer het, sodat die koning en sy maghebbers, sy vroue en sy byvroue daaruit kon drink. Toe het hulle die goue voorwerpe gebring wat uit die tempel, uit die huis van God in Jerusalem weggevoer was, en die koning en sy maghebbers, sy vroue en sy byvroue het daaruit gedrink. Hulle het wyn gedrink, en die gode van goud en silwer, koper, yster, hout en klip geprys. Op dieselfde oomblik het daar vingers van 'n mens se hand tevoorskyn gekom en teenoor die kandelaar op die kalk van die muur van die koninklike paleis geskrywe, en die koning het die deel van die hand gesien wat geskrywe het. Toe die gelaatskleur van die koning verander en sy gedagtes het hom verskrik, en die gewrigte van sy heupe het losgeraak en sy knieë het teen mekaar geslaan. Die koning het hardop uitgeroep om die besweerders, die Galdeërs en die waarsêers in te bring. Daarop het die koning gespreek en aan die wyse manne van Babel gesê, enige een wat hierdie skrif lees en my sy uitlegging te kenne gee, hy sal met purper bekleed word, en 'n goue ketting sal om sy hals wees, en as derde in rang sal hy in die koninkryk heers. Toe het al die wyse manne van die koning ingekom, maar hulle was nie in staat om die skrif te lees en sy uitlegging aan die koning bekend te maak nie. Toe het koning Belsasar baie verskrik geword en sy gelaatskleur het aan hom verander, ook sy maghebbers was in verwarring. Na aanleiding van die woorde van die koning en van sy maghebbers, het die koningin in die eetsaal ingegaan. Die koningin het begin spreek en gesê, mag die koning in ewigheid lewe, laat u gedagtes u nie verskrik, en die gelaatskleur nie verander nie. Daar is 'n man in die koninkryk, in wie die gees van die heilige gode is, en die dae van die Vader is verligting en insig en wysheid, soos die wysheid van die gode in hom gevind. Daarom het die vader koning Nebukadneser hom as owerste van die geleerdes, die besweerders, die Galdeërs, die waarsêers aangestel, u vader o koning, omdat in hom 'n voortreffelike gees en kennis en verstand gevind is, om drome uit te lê en raaisels op te los en knope los te maak. En Daniël, aan wie die koning die naam Belsasar van Belsasar gegee het. Laat Daniël nou geroep word, dan sal hy die uitlegging te kenne gee. Toe is Daniël voor die koning gebring, die koning het begin spreek en vir Daniël gesê, is jy Daniël, wat by die Joodse ballinge behoort, wat die koning, my vader, uit Juda gebring het. Ek het van jou gehoor dat die gees van die gode in jou is, en dat verligting en verstand en voortreffelike wysheid in jou gevind word. Nou net is die wyse manne, die besweerders, vir my gebring, om hierdie skrif te lees en sy uitlegging aan my bekend te maak, maar hulle is nie in staat om die uitlegging van die woorde te kenne te gee nie. Maar ek het van jou gehoor dat jy uitlegginge kan gee en knope kan losmaak. As jy nou die skrif kan lees en sy uitlegging aan my bekend maak, sal jy met purper bekleed word, en 'n goue ketting sal daar om jou hals wees, en jy sal as derde in rang in die koninkryk heers. Toe Daniël geantwoord en voor die koning gesê, u kan u gawes maar vir uself hou en u geskenke aan 'n ander gee, nogtans sal ek die skrif vir die koning lees en die uitlegging aan hom bekend maak. Wat u betref, o koning, die Allerhoogste God het aan u vader Nebukadneser die koningskap en grootheid en heerlikheid en majesteit gegee. En vanweer die grootheid wat hy aan hom gegee het al die volke, nasies en tale gebewe en vir hom gesidder. Wie hy wou het hy gedood, en wie hy wou het hy laat lewe, en wie hy wou het hy verhoog, en wie hy wou het hy verneder. Maar net toe sy hart hom verhef het, en sy gees verhard is om oormoedig te wees, is hy van die troon van sy koningskap afgestoot, en die heerlikheid is hom ontneem. En hy is uit die mense verstoot, en sy hart het soos die van die diere geword, en hy het saam met die wilde esels gewoon.
dat hom plante laat eet soos die beeste, en deur die doue van die hemel is sy liggaam nat gemaak, totdat hy erken het, dat die Allerhoogste God mag het oor die koningskap van die mens, en daaroor kan aanstel wie hy wil. Maar Belsasar, sy seun, het die hart nie verneder nie, alhoewel u dit alles weet. Maar u het u verhef teen die Here van die hemel, en die voorwerpers van sy huis het hulle voor u gebring, en u en u maghebbers, u vroue en u byvroue, het wyn daaruit gedrink. En u het die gode van silwer en goud, koper, yster, hout en klip geprys, wat nie sien en nie hoor en nie weet nie. Maar die God in wie se hand u asem en voor wie u al u paaie is, hom het u nie vereer nie. Toe is deur hom die deel van die hand gestuur en hierdie skrif geskrywe. En dit is die skrif wat geskrywe is, nee, te keel die varsin. Dit is die uitleg van die woord, meneer, God het die koningskap gestel, en daar 'n einde aan gemaak. Te keel, u is op die weegskaal geweeg en te lig bevind. Peres, die koninkryk is verdeel en aan die Meders en Pers gegee. Toe het Belsasar bevel gegee en hulle het Daniël met purper beklee, met 'n goue ketting om sy hals en aangaande hom openlik uitgeroep dat hy as derde in rang in die koninkryk sou heers. En dieselfde dag is Belsasar, die koning van die Galdeërs, gedood. Ons lees tot sover die woord van die Here. Teksvers uit hierdie gedeelte is 22ste en 23ste verse. Daniël se woorde aan die koning, maar u, Belsasar, sy seun, het u hart nie verneder nie, alhoewel u dit alles weet. Maar u het u verhef teen die Here van die hemel, die voorwerpe van sy huis het hulle voor u gebring. En u maghebbers, u vroue en u byvroue het wyn daaruit gedrink, en u het die gode van silwer en goud, koper, yster, hout en klip geprys, wat nie sien en nie hoor en nie weet nie, maar die God in wie se hand u asem en voor wie al u paai is, hom het u nie vereer nie. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, Daniël 5 verplaas ons na die banketsaal van die paleis van Babel vir 'n feesmaal deur koning Belsasar. Ons hoor in hierdie hoofstuk ook van die skrif aan die muur en die weegskaal van God. In die bediening van die woord vanoggend gaan ons stil staan by 3 punte. Ons kyk eers na die feesmaal van ydelheid, dan na die boodskap van God, en dan die onderrig in hierdie verse aan ons. Feesmaal, die boodskap, en die onderrig vir ons hier in nabetragting op verlede Sondag se nagmaal. Belsasar se fees is 'n reuse geleentheid. Op die gastenlys is die name van 1000 van sy maghebbers. Daarby lees ons ook van koning Belsasar self en van sy vroue en sy byvroue. Almal gewillige feesgangers. Soos die mense van hierdie wêreld is hulle partytjie mense. Enige geleentheid is vir hulle genoeg rede vir pret en plesier. Die gasheer, koning Belsasar, kom eintlik van nêrens af hier op die toneel. In die eerste 4 hoofstukke van Daniël lees ons alleen van Nebukadneser, die groot en beroemde koning van Babel. In vers 18 word hy wel die vader genoem van Belsasar, maar hy was eerder Belsasar se grootvader. Belsasar se eie pa, koning Nabonidus,
was besig om op die landsgrense te veg saam met die leer, terwyl Belsasar die administratiewe regeerder was van die Ryk van Babel. Sy rang is tweede in bevel van die Ryk, en daarom bied hy as beloning vir die man wat die skrif aan die muur kan verklaar, die derde hoogste pos aan in die landsregering. Die tyd van hierdie fees, 31 Oktober 539 voor Christus, is hoogs vandag. Jy sal eintlik vra, is dit nou partytjie-tyd? Sonder dat hy dit weet, was hierdie die laaste nag van Belsasar se lewe. En hy sterf nie vanweë onverwagse siekte nie, maar deur die vyand wat reeds groot gedeeltes van die stad Babel in besit geneem het. 3 maande lank al was die leer van die Meders en die Perse in en om Babel, met net die sentrale vesting, gebou in die Eufraatrivier, wat nog staande bly. 6 dae tevore het koning Kores van die Perse homself in die hooftempel van die stad laat kroon as die nuwe koning van Babel. Nogtans ag Belsasar en die oorblywende inwoners van die stad hulle self veilig agter die hoë mure van die paleis. Veilig genoeg om fees te vier in die aangesig van dreigende onheil. Terwyl Belsasar egter besig was om heildronke in te stel, het Gobrias, die bevelvoerder van die Persiese leer, sluise opgetrek wat die Eufraatrivier sou droog lê. Daarmee het die droë rivierbedding 'n wye poort tot by die paleisvesting geword. Perse was daarom al by die poorte, terwyl Belsasar 'n goue ketting en beloning uitdeel in die banketsaal. Belsasar stap daarom van 'n partytjie na sy dood. Hy het wel nie geweet dis sy laaste oomblikke nie, maar verseker was hierdie geen tyd vir 'n feesmaal. Eintlik is die fees 'n teken van sy hooghartigheid. 'n Teken van onderskatting van die kritieke situasie. Waarskynlik was die fees ook om die oorblywende inwoners van die stad se moraal te versterk. Dis mos wat die wêreld maak. Hulle storm die ewigheid binne met 'n fees. Eet en drink, want môre sterf ons. Net maar dit sou hierdie keer nie eers so lank neem nie, want daardie selfde nag nog staan hulle voor God se regterstoel. Maar so was dit ook in die tyd van Noag en in die tyd van Sodom. En so sal dit wees in die tyd van die groot Babylon, van die Antichrist. Drinkende en dansende is die wêreld altyd onvoorbereid om God te ontmoet. Die partytjie van Belsasar het ook 'n feesprogram gehad. En mens kan die program saamvat in 2 items. Die eerste is trots, en die tweede is laster. Trots is duidelik uit die eerste paar verse van die hoofstuk, dat Belsasar sowaar op daardie tydstip 'n fees berei. En dan in die teenwoordigheid van die gaste, met al die oë gefestig op hom en sy vroue en sy byvroue, gee hy homself oor aan drank. Hy spog met sy kommerloosheid en sy selfvertroue. Babel, so wil hy voorgee, sal tog nooit val nie. Die tweede item op die feesprogram kom aan die beurt as die wyn al getrek het. Belsasar laat die goue en silwer drinkbekers haal, wat kom uit die tempel in Jerusalem. Daarin word wyn geskink, en heildronke ingestel op nuttelose afgode. Belsasar speel daarom waaghals. Hy daag God uit met die bekers uit die tempel in Jerusalem. As hy kan, so spog hy.
laat hom iets aan my doen. En nou is daar nog steeds mense wat hulle besig hou met hierdie waghalsige gespot met God. Hulle belaster sy almag en hulle steek ligtelik hulle hande uit na sy eiendom. Maar dit kan selfs hier gebeur, broers en susters, as mense ligvaardig, onvoorbereid, hulle hande uitsteek na die tekens van brood en wyn, die nagmaal. Eet en drink, sonder om die liggaam van die Here te onderskei. Maar dit gebeur ook, wanneer die mense hulle hand uitsteek na God se woord, en dit op menslike wyse interpreteer, eerder as om dit uit te lê, en voor sy wil te buig. Maar God laat nie met hom spot nie. Belsasar het gewys wat hy van God dink, en nou gaan God wys wat hy van Belsasar dink. In die tweede plek daarom God se boodskap in die banketsaal van Babel. Skielik het die feesrumoer verander in doodse stilte. Daar verskyn 'n boodskap voor die oë van die feesgangers. Die vingers van 'n mensehand skryf op die wit gekalkte muur teenoor die kandelaar wat moes lig verskaf. Die vingers skryf net 4 woorde neer: meneer, bekeel die varsing. Die koning sien dit en hy skrik homself bleek. Dis nie dat hy die woorde verstaan nie, maar sy gewete kla hom aan as hy besef, hierdie is 'n bonatuurlike boodskap. Skielik het hy geen krag meer oor om op te staan nie, want sy heupe werk nie saam nie. Hy is so verskrik dat sy knieë teen mekaar ratel. Die dapper man, wat pas nog God uitgedaag het, is lam van die skrik. Dit was vir God nie eens nodig om vuur en swaal oor die paleis en die koning uit te giet nie. Net 4 onverstaanbare woorde, en Belsasar se wind is uit sy seile. Skielik is sy gewete ook wakker, want hy moet eenvoudig die betekenis van hierdie woorde verstaan. Die man wat vir hom die boodskap kan verklaar, word 3de plek in die rangorde van Babel beloof. Weereens is die waarsêers en die ander wyses van Babel onmagtig om te voldoen aan hierdie eis. Hoe kan hulle wat self heidene is immers antwoord gee op die mens se sonde en God se oordeel uitlê? Die duisternis van hierdie wêreld het immers geen gemeenskap met die lig nie en kan daarom nie die geestelike dinge van God verklaar nie. Die gevolg van hierdie onmag by die wyses is selfs dieper vrees by Belsasar, wat doodsbleek word, en nou is ook die maghebbers in verwarring. Wie sal kan help? En dan kom die koningin moeder tevoorskyn. Was waarskynlik die dogter van Nebukadneser, Nabonidus se vrou. Dat sy nie by die fees was nie, toon dat daar by haar afkeer was aan hierdie oppervlakkige joluit en hierdie dronkmansfees van haar seun. Maar sy onthou nog vir Daniël. God gebruik haar om die weg aan te wys na sy knegt, wat onder Nebukadneser se opvolgers verstote geraak het. Wanneer Daniël die banketsaal binnekom, is hy al 'n ou man dig by die 80 jaar. Hy kom binne en aanskou wat daar aangaan. Feesgangers se dronkenskap, die ontheiliging van die tempelvoorwerpe en die verwording wat deel geword het van die koninklike huishouding. Hy staan voor die koning en hy aanskou ook die skrif aan die muur. Belsasar voel in sy hart minagting vir Daniël. Hy verwys na hom as een wat tuis hoort onder die Joodse ballinge. Een van die wat sy vader uit Juda gebring het. Maar Daniël staan onbevrees voor hom, ook al moet hy God se oordeel aan hierdie koning aankondig. Hy verwerk ook die geskenke met minagting, want hy weet, dis geskenke wat Belsasar nie gestand kan doen nie.
Hy is reeds soos 'n dooie man in God se oë. Voordat Daniël die uitleg van die woorde gee, lewer hy eers 'n preek oor God se werk in die lewe van Nebukadnesar. Die preek het 4 punte. In die eerste plek die mag wat God verleen het aan Nebukadnesar, want dit is uit God se hand wat hy die heerlikheid en majesteit ontvang wat hom verhef oor die hele wêreld. Dan Nebukadnesar se selfverheffing volgens vers 20. Hy het sy hart verhef en sy gees verhard in oormoedigheid oor sy eie vermoë. Dit lei in die derde plek tot vernedering deur God, wat aan hom die hart gee van 'n dier, totdat hy sou erken dat God regeer oor alle dinge. En dan die doel van die geskiedenis, dat Nebukadnesar God sal erken en hom sal bely as die koning wat aanstel en verneder wie hy wil. God is die soewereine heerser oor alles en almal, en dit erken selfs Nebukadnesar ten slotte. En dan volg die toepassing van die preek. Jy, koning Belsasar, het dit alles geweet. Jy het geweet dat God hoogmoediges weerstaan en aan nederiges genade gee. Dan lees ons, maar u, Belsasar, sy seun, het u hart nie verneder nie, alhoewel u dit alles weet. Maar u verhef teen die Here van die hemel, en die voorwerpe van sy huis het hulle voor u gebring. En dan die skerpunt van die aanklag. Hierdie God, in wie se hand u asem en voor wie al u paaie is, hom het u nie vereer nie. Inteendeel, Belsasar het homself in sy dronkenskap en sy selfverheffing die vryheid gegee om hierdie God uit te daag. Hy het homself teen die Here verhef deur die bekers te neem wat aan hom, die enige ware God, geheilig was, en hy gebruik dit om nuttelose afgode mee te prys. Hy het God nie vereer nie. Dis die grafskrif oor Belsasar se lewe. Dus sisters, nooit sal mens dit ergens in 'n begrafplaas op 'n graf sien nie. Maar is dit nie die werklikheid van baie mense se lewe nie? Ondanks alles wat hulle van God weet, alles wat hulle in hulle lewe oor hom geleer het, hom geleer ken en verstaan het, hoeveel male hulle sy naam in hulle gesprekke op hulle lippe geneem het, dat mense aan die einde tog oor hulle sê, hy of sy het God nie geëer nie. Dit wat die hoofdoel is van die mense bestaan as op aarde, het in hulle lewe nie gerealiseer nie. Maar dit hoor jy nooit by 'n begrafnis nie. Gewoonlik niks of bitter min oor mense se verhouding met God. Net lofsange en verheffing van hulle menslike deugde. Nooit dat die oorledene voor God op sy knieë gegaan het nie, maar eerder watter groot dinge hy of sy gedoen het in hulle lewe. Maar broeders en susters, kom ons bring dit nader aan onsself. Wat som my lewe en jou lewe op? Wat sou mense sê van ons wat soveel van God geweet het? Wat sal God van ons sê? Dalk ook, jy het van my gehoor, jy het dikwels my naam op jou lippe geneem, maar jy het my nie verheerlik nie. Ja, miskien was ons nie so roekeloos soos Belsasar nie, maar het jy werklik in alles aan God die eer gegee wat hom toekom? Is dit duidelik in jou lewe dat dit nie gaan oor wat ander van jou sê en dink nie, maar oor wat God van jou dink? Soek jy sy eer of soek jy jou eie eer? Smag jy na mense se eer vir jou of streef jy bo alles na God se eer?
afhangende van die antwoord, kan daar ook oor ons lewe geskrywe staan, meneer, Tekeel, die varse. Getel, geweeg, verdeel. God het die lewe van Belsasar en Babel getel, deeglik getel en 'n streep daaronder getrek. Die tyd vir Babel en hulle niks werd koning het uitgeloop. Leer ons dan so te tel ons lewensdae, dat wysheid ons kan voortlei in ons gange. So het ons net nou gesing uit Psalm 90. Leer ons om te lewe met ons oë gefestig op U en op U werke in ons lewe. Leer ons om ons dae so te tel met wysheid wat U eer soek in alles, want dan alleen het ons lewe sin. As God dan 'n streep trek onder so 'n lewe, is dit nie onder 'n nuttelose en verspeelde lewe nie. Maar hy tel nie net nie. Hy weeg ons ook op die skaal van sy reg. In die skaal van die wêreld word mense dikwels baie hoog geag, maar dan dra hulle op God se skaal steeds geen gewig nie. Ons almal het gewoonlik groot hoogtepunte en prestasies waarna ons ook graag verwys. Maar dan bly jou lewe voor hom dikwels steeds 'n vergeefse lewe. Daar is in onsself geen gewig of vrug of waarde nie. Iets wat kan weeg op die skaal van God se reg nie. Geen geregtigheid in onsself, geen gehoorsaamheid uit onsself, dikwels geen liefde buiten die liefde vir onsself nie. En wat doen God met so 'n vergeefse lewe? Dit word soos kaf deur die wind verstrooi, of so stoppels in vuur verbrand. Vir Belsasar is die finale woord Ufarsin. In twee gedeel of stikkend geslaan, soos 'n waardelose artikel. 'n Koppie met 'n bars, 'n boom sonder vrug. Teestanders wat hulle self teen hom verhef, slaan God met die uisterskerf van sy regspraak tot grys en skerp. Daarmee is Daniël se preek op 'n einde. Wat immers verder? Die fees is verby. Maar Belsasar dink nie so nie. Hy gee die eer aan Daniël, nie aan God nie. Daar is geen sprake van inkeer of berou by hom nie. Die lewe gaan gewoon aan. Of so het hy gedink. Maar God het klaar gepraat. Na dieselfde nag nog word sy lewe van hom geëis. Die leers van die Meders en die Perse het ook Babel se paleisvesting oorrompel en Belsasar gedood. God het sy lewe gesien, getel, geweeg en die streep getrek onder sy en Babel se bestaan. Sonder berou, sonder verootmoediging sou hy God moes ontmoet. Ten slotte daarom, broeders en susters, God se onderrig aan ons uit hierdie geskiedenis. Sien in die eerste plek raak dat hierdie woorde nie maar die grafskrif is oor Belsasar en oor Babel nie, maar dis woorde wat geskrywe staan oor hierdie wêreld. Meneer, Tekeel, die varse. Getel, geweeg, verdeel. God se genadetyd is besig om uit te loop vir die wêreld, vir ons as volk, maar ook vir ons elkeen. Steeds weer klink die woord, mense luister en kyk wanneer dit hulle pas, maar dis dikwels sonder om God te hoor en te sien. Want as iemand die wêreld liefhet, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Mense kan alles weet, maar as hulle God nie eer bo alles nie, is hulle lewe vergeefs. Belsasar kry ten slotte dit wat die wêreld so graag wil hê. Hy lewe in sonde en dan op sy laaste hoor hy nog 'n preek
en hy kry geleentheid om tot inkeer te kom. En tog is daar by hom, omdat hy God nie vrees nie, geen bekering nie. Wil ook jy God op hierdie pad toets? Onthou, daar is geen waarborg dat jy weer hier in 'n erediens sal wees, om nog 'n keer te mag luister na God se woord nie. Om uit te stel, is dwaas. Jy weet nie of jy môre of oormôre nog hier sal wees nie. Nou is die dag en die uur om hom werklik te leer ken, sodat jy aan hom in alles die eer sal gee. In die tweede plek, niks in Belsasar se lewe het gewig gedra nie. Hy het die eer wat God toekom vir homself gesteel, en daarom moet God se reg bevestig word. Sy eer moet herstel word in die oordeel oor Belsasar en Babel. Is dit met ons wel anders? Wat weeg my en jou lewe in sy skaal? Wat in onsself verdien enige eer? Kom ons wees maar eerlik en ons erken, niks. Niks kom immers uit onsself nie. Daar is in ons geen gewig van gehoorsaamheid, of ontzag, of regverdigheid, of liefde nie. Al wat gewig kan dra in God se skaal, is volkome geregtigheid vir hom. En dit kry jy net in Jesus Christus. Buite hom is daar geen gewig voor God se oë nie. Buite hom is alles vergeefs. En ons weet, op God se skaal was hy, ons Here Jesus Christus, eens belaai met al ons sonde. En hy die prys vir daardie geweldige sondelas ten volle vereffen. Die skaal voor God gebalanseer met sy liggaam en bloed. En daarvan is ons verlede Sondag opnuut verseker. Christus se geregtigheid, sy gehoorsaamheid is daarom al wat die skaal vir ons kan balanseer. Wie alleen sonder hom op die skaal kom, sy lewe is vir altyd verlore. Dit is net die wat na hom toe gaan, wie sy lewe enigstens begin gewig dra. Vir sulke mense word God se eer dan ook al meer en meer die hoofsaak van hulle lewe. En dan praat hulle al minder oor hulle self en hulle eie insigte, en hulle sit eerder, soos Job, hulle hand op hulle mond. En dan in die derde plek, met hulle wat in Christus se verdienste voor God staan, met hulle gaan dit goed hier op aarde. En dis geen voorspoedsgodsdienst wat verkondig word nie. Dit gaan met hulle goed, ook ten spyte van die swaar en beproewing en die moeite en ellende wat hulle belewe. Gewoonlik word hulle uitgesluit uit die feeste van hierdie wêreld. Maar hulle verstaan dat hulle deel het aan die feesmaal wat God berei het vir sy volk. Dis afgeteken in die feesmaal van verlede Sondag, toe ons sigbaar en tasbaar opnuut verseker is, dat Christus die skaal vir ons gebalanseer het voor sy Vader. Dat ons lewe nie langer vergeefs is nie. Die feesmaal hier op aarde, die verbondsmaal wat ons saam geniet aan die nagmaal, dit is ons voorsmaak van die volkome gemeenskap. Die maaltyd wat hierna kom in die ewigheid. Na die feesmaal van die Lam, wanneer hy, die bruidegom, ons, sy bruidskerk, finaal met hom verenig in heerlikheid. Broeder en suster, het jy dalk geleidelik, stil, selfs onbewustelik deel geword van die feesmaal van ydelheid, van 'n lewe wat God nie eer nie? Of is God se eer nog alles in jou lewe, sodat jy verseker kan weet, ek het uit genade reeds plek ontvang.
in die feesmaal van die Lam. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, ons dankie dat U woord ons ook bring by die besef van die erns van die lewe. Die werklikheid dat lewe nie gaan oor ons en ons wil, en ons genieting, en ons sieninge nie, maar dat die lewe gaan oor U eer. Dat ons daarom ingestel moet wees op U eer. Ons bid die Here dat U uit genade ook die hoogheid in onsself sal verbreek, ons nederig sal maak voor U, ons sal rig op U wil. Dat ons nie onsself sal handhaaf nie, dat eerder onsself sal prys gee, sodat het nie gaan oor ons lewe nie, maar oor Christus wat in ons lewe. Dra ons op hierdie rustdag, dra ons in hierdie week, dra ons deur ons lewe, deur die besef van ons eie nietigheid voor U, die almagtige God. Door ons gebed, ons vra dit in ons Here Jesus Christus, wat ons troos en ons hoop en ons sekerheid is, hoor ons gebed in sy naam. Amen. Nou, daar gaan ons saam sing in Psalm 116. Ons sing 4 verse, vers 3, 4, 6 en 10. Ken die psalm van die nagmaal. Psalm 116, ons sing vers 3, vers 4, vers 6 en vers 10. Vers 10. Ek sal die naam met dankerkentenis prys te midde van die feestelike skare Jerusalem. Ek hoor om jou altare die lofgeluid wat tot Gods eer verrys. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef
en aan jou vrede gee. Amen.